Sy goeienaand almal, kom ons kry 'n plekkie. Orais middag, naand, 10 minute. Crucify me. Vertrou nou weer vir Frans. Maar is okay, ek gaan jou nou terugkry. Welkom daai kant te gebruik. En ja, baie welkom en baie dankie dat julle vanaand hierdie aand saam met ons gaan leer. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus, Here, en ons wil net vir middag kom en U kom eer gee, ons wil U kom loof. Ons wil U kom aanbid, Here, ons wil vir U dankie sê, Here. Dankie dat U ons deur hierdie jaar gedra het, Here. Dankie dat U ons tot hier toe gebring het, Here. Dankie dat ons vanaand hier kan wees en kan terugkyk op 2025 en sê, Here, dankie dat U ons bygestaan het. Dankie dat U ons nooit begewe en ons nooit verlaat het nie en dat U saam met ons was en ons deurgebring het hier toe. Here, ons weet vir baie van ons was dit 'n moeilike jaar, Here. Ons weet vir baie van ons het dinge nie altyd reg geloop nie, maar ten spyte van alles was U nog altyd daar vir ons gewees, Here. En daarom kom ons vanaand en ons het hierdie aand uitgekoop, Here, want ons wil die nuwe jaar saam met Jesus ingaan, Here. Ons wil die nuwe jaar kom sê, Here, ons submit ourselves unto you, God. Ons wil U in ons lewens erken as die belangrikste terwyl ons hierdie jaar ingaan. En dis hoekom ons vanaand hier saam is, Here, om hierdie jaar te kom afsluit en te sê, ja, Here, baie dankie. Dankie dat U met my was. Dankie dat U my deurgedra het. Dankie vir alles wat U vir my gedoen het. Dankie vir my gesondheid, Here. Dankie vir elke gebed wat geantwoord is. En ons wil U kom dank vanaand, Here. Maar saam met dit, Here, wil ons sê, ons wil U ook die ereplek gee in ons lewens in die jaar wat voorlê. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil vanaand 'n bietjie net vinnig met ons gesels voor ons nou die nuwe jaar ingaan. En dit so die hooftema van my boodskap vanaand dan is stel God eerste in 2026. Stel hom eerste. So kom ons kyk, ek gaan net so 'n bietjie met ons gesels oor wat gebeur tans in die wêreld, wat is in die wêreld aan die gang, so en hoe vergelyk dit profeties met wat in die woord staan, en dan gaan ons bietjie gesels oor wat sê die woord daaroor dat ons God eerste moet stel in ons lewens. Nou 'n baie bekende gedeelte is Matteus 24 waar Jesus op die Olyfberg gaan sit het en sy disippels na hom toe gekom het en by hom wou geweet het, nou wanneer gaan hierdie dinge van die laaste dae, wat gaan gebeur en wanneer gaan dit gebeur? En ons begin daar by vers 3. Hy sê, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? So hulle wou graag weet, wanneer gaan hierdie volëinding van die wêreld gebeur? En wat gaan die tekens daarvan wees? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. En so een van die tekens van die laaste dae gaan wees misleiding. Daar gaan baie misleiding wees. Kom ons kyk wat sê vers 5 daarby. Hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En misleiding was nog nooit so erg soos wat dit nou is nie. Jy kan op YouTube gaan en jy kan een of ander, kom ons sê, teologie gaan begin volg, en dan sal die algoritme gaan en hy sal jou meer en meer van daai selfde goed gee. En later is jy so geprogrammeer dat jy dit absoluut begin glo. Al is dit hoe in stryd met die woord. So wees versigtig na wat ek kyk en waarna ek luister as ek na YouTube kyk. Daar sal byvoorbeeld mense wees wat vandag verkondig dat ons weer terug moet beweeg onder die wet in. En sodra jy daai ouens begin volg, dan sal die algoritme vir jou al meer sulke goed gee en later sal jy dit onwrikbaar begin glo. Maar Galasiërs 5 vers 4 leer ons, hulle sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. So met ander woorde, as ek hierdie goed begin volg, wat sê ek? Ek sê nee, ek wil liewer die wet hou as wat ek Jesus wil hê. En daarom sê hy, julle is van Christus losgemaak en julle is van die wet, van die genade verval. So wees versigtig vir die tipe van goeders waarna ons kan kyk. En een van die misleidings wat ons nou sien baie erg gaan begin word, is die hele ontwikkeling rondom artificial intelligence wat besig is om uit te kom. Ek het so 3 jaar terug, het ek by 'n besigheidskonferensie 'n presentation gaan doen en die hele ding het gegaan oor
AI en wat hulle op daai tyd genoem het deepfakes. Met ander woorde, ek kon gemaak het asof Donald Trump vir my 'n boodskap gestuur het en hallo Paul, hoe gaan dit? Jy weet, en ek al hierdie ding tipe van goedjies gedoen het. So daar was deepfakes, maar tog kon jy redelik maklik hoor, maar hierdie ding is, jy weet, ja, dis AI, jy weet. Baie mense het eers geweet van AI en so het hulle so 'n bietjie vir 'n rukkie gevoel sê hulle nee, dit klink nie so lekker nie. Maar nou 3 jaar later is die tegnologie so ver gevorder dat jy kan nou video's op YouTube gaan kyk en jy sal dink is 'n regte persoon wat daar staan, maar meantime is dit 'n persoon wat nie eens bestaan nie, wat totaal en al created is. Foto's van plekke en goed wat totaal en al gecreëerd is en jy dink dis 'n genuine plek. En jy kan tot 'n mate kan 'n mens nog agterkom, dit lyk 'n bietjie AI-ig hierdie ding. Maar die ding met AI is sy ontwikkeling is so eksponensieel dat oor 3 maande en 6 maande van nou af gaan soveel meer goeders gedoen kan word met AI, dat jy later nie meer die verskil sal weet tussen die regte en dit wat nagemaak is nie. En ons hoef nie eers regtig diep in te gaan wat is die gevare daarvan. Hulle kan môre 'n video uitbring en sê China het Taiwan ingeval en hulle kan vir jou video footage stuur van alles wat gebeur is en vir jou vertel dit gebeur, maar dit gebeur nooit nie, alles is gegenerate in AI. So ek glo dat hierdie AI ontwikkeling en hierdie deepfakes en die eksponensiële ontwikkeling daaraan, gaan jy die gees van die Here begin nodig hê om te weet wanneer ek na iets kyk. Jy weet, ons baie het hulle gesê, do you believe me or do you believe your lying eyes? Het hulle altyd gesê. Ek wil nou vir jou sê, een van die dae, you won't be able to believe your lying eyes. Want jy gaan nie kan glo wat jy sien nie. So daarom moet jy die staat maak op die gees van die Here om jou te lei en vir jou, sodat jy discernment kan hê oor wat is regtig waar en wat is gemanufacture. Nog 'n ding wat besig is om te gebeur in die laaste dae wat ons nou kan sien wat nou besig is om te gebeur is dat die regerings van die wêreld en die elites wil baie graag beheer oor jou hê. So hulle bring wetgewing uit en hulle sal dit aan jou verkoop en hulle sal vir jou vertel, but it's to make your life easier. Sommige dinge vir jou makliker te maak. Maar meantime, wat wil geen regering ooit iets vir jou makliker maak nie. Hulle het geen behoefte om 'n ding vir jou maak. Al wat hulle regtig van jou wil hê is meer beheer oor jou. Ons kan maar net in ons eie land kyk na goeders wat likely uitgekom het. Ons weet van die Bella-wetgewing. Waaroor gaan dit? Wel, ons wil beheer oor jou kind se education sodat ons hulle kan indoktrineer. Ek sien nou hulle wil besigheidslisensies uitbring dat jy by jou munisipaliteit moet aansoek doen vir 'n besigheidslisensie en hy's net 5 jaar geldig. Ek hoef nie eers vandag nie tyd om te verduidelik wat al die gevare daarvan is nie. So nou kan ek nie eers besigheid doen te sê ek 'n lisensie by hulle kry om dit te kan doen nie. Ons sien dat hulle nou weer met wapenbeheer wil begin. Hulle het die wetgewing uitgebring van eiendomsonteiening, so as hulle jou wapens wil kom haal, hoef hulle nie eers geld te gee vir dit nie. Maar die een wat baie erg nou gedruk word, wat vir ons baie sleg gaan wees, is dat hulle kerke moet registreer en predikante moet 'n lisensie kry om die woord van die Here te kan verkondig. So jy moet die regering se toestemming hê om te sê Jesus leef, Jesus red. Want as jy dit doen sonder lisensie, dan het jy 'n moeilikheid. En ons praat van Suid-Afrika, ons praat nie van kommunistiese China of iets nie. Ons praat van Suid-Afrika. Dis waarmee hulle besig is en ons met hierdie goeters solank as wat ons nog aan hierdie kant is en ons op hierdie aarde is, moet ons hierdie goed probeer teenstaan soveel as wat ons kan, maar ons moenie verbaas wees dat dit gebeur nie, want die woord het ons gesê dat dit gaan gebeur. Wat is een van die goed wat hulle nog uitbring is central bank digital currencies. So met ander woorde, jou kontant geld wat jy het gaan verdwyn. Dit gaan nie meer daar wees nie. En ek het gesien op Business Tech 15 Desember, nou net 2 weke terug. So hoofopskrif is Goodbye cash and ATMs as you know them in South Africa. So hulle is besig om klaar te beweeg selfs in ons land na digitale geld toe. Met ander woorde, wat is die probleem met dit? Ons kan elke klein transaksie wat jy doen sal ons rekord van hê. Dis nommer 1. Nommer 2, it's programmable. So as ons weer 'n epidemiek afkondig, en ons sê vir jou, jy mag nie verder as 15 km van jou huis af wees nie, dan program ons net jou geld, dat dit nie werk buite 15 km van jou huis af nie. Of as ons nou al die groen agendas gaan,
dan sê ons net, nee, jy het te veel diesel ingegooi al hierdie maand, sorry, jy mag nie meer diesel koop nie, so jou geld sal nie werk by die garage nie, om diesel te koop nie. So moenie dink dit is vir jou gemak nie, dit is om jou te beheer. So ons moet glad nie verbaas wees oor hierdie goed nie, want die woord het vir ons gesê dat dit gaan gebeur. Openbaring 13:7 sê dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer, hom is die anti-kris, teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe van die lam van die slag geskrywe is nie. En dit is aan hom gegee om 'n gees van die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat hierdie beeld nie aanbid nie. Ek het nogal gewonder, hoe sou dit moontlik wees? Maar hy sal maak dat almal die beeld van die dier sal aanbid. Ek glo AI is daai ding. AI kan nou praat. So hy sê dat die beeld sal kan praat. En as jy hom nie aanbid nie, dan word jy gedood. Nou, hoe gaan hulle weet ek het hom nie geaanbid nie? Wel, hulle gemaklik. Jy gaan daar voor jou smart TV of jou selfoon vat, en dan 5:00 in die oggend of 5:00 in die middag, dan moet jy jou bewys instuur dat jy besig is om die dier te aanbid. Want as jy dit nie doen nie met AI wat so vinnig net alles kan eenvoudig vinnig doen, sal die aanbiddingspolisie jou naam en nommer gou kry dat jy het nie vandag jou aanbidding ingestuur nie. En hulle sal nog weet waar jy is ook, want jy gaan nog getrys word. Alles gaan daaroor om jou te trys. So al hierdie goeters wat science fiction 'n paar jaar terug was, raai wat? Heeltemal moontlik vandag. Vers 16 sê, en hy maak dat almal klein en groot, en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk en die naam van die dier of die getal van sy naam het. Ek dink toe Johannes hierdie goed geskryf het, ek gedink, hoe gaan dit moontlik wees om mense reg oor die wêreld so te beheer dat hulle nie sal kan koop en verkoop nie? En vandag weet ek en jy die antwoord. Ons weet digitale geldeenheid wat absoluut beheer word van 'n sentrale plek af, en ons kan dit program. So dit is wat vir ons voorlê, dis wat besig is om ontwikkel te word. En ek glo in 26 gaan jy baie goeie sien want die infrastruktuur word in plek gesit toe Donald Trump sy eerste dag in sy office het, omtrent die eerste ding wat hy gedoen het, was die ontwikkeling van server farms en alles vir artificial intelligence. So die infrastructure word in plek reg oor die wêreld gesit, sodat die anti-kris kan kom en kom regeer en almal kan beheer. Kom ons gaan terug na Matteus toe, Jesus se woorde, Matteus 24 vers 6 en sê, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Hoor ons vandag van oorlog en gerugte van oorlog? Ja, ons sê, maar dit was ook altyd reg gewees. Maar die groot ding is, alles gebeur nou op een slag. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. Staan een etniese groep nou vandag teen 'n ander etniese groep op reg oor die wêreld? Ja, sien dit oral. En die een koninkryk teen 'n ander. En daar sal hongersnode wees. Ons sien dit, pestsiektes, ons sien dit, aardbewings op verskillende plekke. Nou, ek het net gou op die internet gegaan, toe gaan kyk ek in die laaste 3 dae nou, dit was nou Dinsdag wees. Toe sê hulle, in the past 3 days, there have been worldwide 4,570 quakes of magnitudes up to 6.6. Amper 5,000 aardbewings. Jesus het gesê, ons gaan dit sien. En ons weet van die aardbewings wat ons in die laaste jaar of 2 gesien het, wat devastating was. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. So ons sien nou, hierdie dinge is besig om in plek te begin val. Dan sal hulle julle in verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. Hier praat hy spesifiek van die Joodse volk. En sien ons nie antisemitisme toeneem reg oor die wêreld nie. Hulle wil tot wetgewing nou in Suid-Afrika, het julle van die apartheidswetgewing gehoor wat hulle wil inbring? Gaan alles hieroor. So met ander woorde, reg oor die wêreld is dit net Palestina en daar's antisemitisme wat toeneem, maar dis wat die Here gesê het sal gebeur in die laaste dae.
En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van meeste verkoel. Meeste van ons is daarom al 40 of 50 of 60 jaar oud. So ons weet, toe ons kinders was, as jy jou bicycle daar in Johannesburg buite op die gras vergeet het die aand, môreoggend jy opgestaan en jou bicycle was nog daar. Maar ek wil jou beloof, jy moet hom nie vir 2 minute buite los nou nie, dan is hy weg. Ons weet dat jy voor die gereg nie noodwendig geregtigheid gaan kry nie. Baie mense sit vandag en hulle het nie geregtigheid gekry nie. As jy die regte koneksies het en die regte geld het, wel, dan gebeur daar niks met jou nie, jy kan regtig wegkom met moord. Die hele judiciary, soos hulle sê, is compromised. Want ongeregtigheid het toegeneem oor die jare. As ons wat ouer is, as ons terugkyk en sien, ons ken nie meer hierdie land nie, maar dit is nie net hier nie. Dit is ander dele van die wêreld, dit is presies. Ongeregtigheid het vermeerder. En as jy 'n paar biljoen steel en hulle vang jou uit, dan sal ons net 'n kommissie aanstel en dan 'n verslag daaroor skryf. So, I mean, jy weet waar jy daaroor. So ons sien dat dit ook gebeur. Maar hy sê maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. En dis die een goeie ding van die internet. Die gospel is verkondig reg oor die wêreld. Daar's nie 'n land wat nog nie die gospel gehoor het nie. Ja, daar's mense wat dit nog gehoor het, maar elke land in die wêreld is daar mense wat Jesus dien. En as jy dink dat daar was 12 disippels gewees, en daaruit, Pinksterdag, 3000 mense tot bekering gekom, en van daar af het ons vandag 'n evangelie wat reg oor die wêreld verkondig is. Niemand ken die dag of die uur wat Christus gaan terugkom nie, maar ek wil vir julle sê, ons kan so raak sien dat ons in die seisoen is, waar Jesus sy bruid gaan kom haal. Ons is besig om die seisoen, die tekens wat Jesus self vir ons gegee het, sien ons is almal besig om voor ons af te speel. So met alles wat in die wêreld aangaan, weet ons dat die koms van die Here is so naby. So dis nie nou meer tyd om te wil godsdienstig wees nie. Dis tyd om in verhouding met Jesus te lewe. Jy moet hom ken. Die woord leer ons dat ons God eerste moet stel in ons lewens. God moet eerste wees. Daarom is dit goed dat ons hierdie nuwe jaar ingaan met Jesus. Jy het gekies om vanaand hier gewees, jy kom by 'n lekker party gewees het. Nie dat ons nie lekker gaan braai nie, ons gaan lekker braai. Ja, ons gaan lekker braai. Jy kom by 'n ander lekker party gewees het wat hulle nie die naam van Jesus nie. Maar jy het gekies om vanaand hier te wees en te sê, Here, ek wil hierdie nuwe jaar saam met Jesus begin. Want jy sien daar's 'n beginsel in die woord oor eerste. Oor eerstes, om die Here eerste te honor. En dit is goed dat ons vanaand die Here eerste honor en sê, Here, die nuwe jaar wil ek saam met U ingaan. Eerste sê ons vir hom dankie dat hy ons bron was hierdie jaar en dat hy ons gesustain het en tot hiertoe gebring het. Maar ons is ook hier vanaand omdat ons hom eerste wil stel. In Eksodus 33:15 sê Moses vir die Here, hy sê dit vir my mooi in die Engels, so ek het dit in die Engels hier gesit, then he said unto him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. So die Here het vir hulle gesê, hulle moet wegtrek van die berg Sinaï af, en Moses sê, Here, as U nie saam met ons gaan nie, moet ons nie hier wegvat nie. En ek wil dit vanaand, wil ek dieselfde sê, ek wil sê, Here, ek wil nie saam sonder U die nuwe jaar ingaan nie. Moet my nie vanaand hier wegvat en my alleen los nie. Here, gaan saam met my hierdie nuwe jaar in. Wat se challenges ons ook al mag face in die jaar wat kom. Here, weet ek, wanneer U aan my kant is ek 'n wenspan. So don't leave me here. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Maar die woord leer ons dat die Here sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Daarom kan ek aanhou om my vertroue in Christus te sit in die nuwe jaar wat voor lê. So wat is jou begeerte vir 2026? Ons kan baie dinge begeer in hierdie wêreld, wêreldse dinge, maar kyk wat sê Dawid in Psalm 27 vers 4, hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Een ding het ek van U begeer, Here. Sal ek soek. Hy het dit nie net begeer nie, he
Hy het dit gesoek, hy het dit agterna gesit. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou. Mag 2026 vir ons 'n jaar wees waar ons sê, Here, mag ek u lieflikheid aanskou in my lewe. Nie net eendag as ek hemel toe gaan nie, maar nou al, Here, mag ek in u teenwoordigheid beweeg. My begeerte is om saam met u te beweeg en u lieflikheid te bly aanskou elke dag van my lewe. Mag dit ons begeerte wees. So hoe stel ek God eerste? Eksodus 20 vers 3 sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy sien enigiets wat belangriker is, God is in jou lewe, is 'n afgod. Enigiets kan 'n afgod word. Jou gesin kan 'n afgod word, jou werk kan 'n afgod word, jou plaas kan 'n afgod word. Enige iets kan 'n afgod word. As iets vir jou belangriker geword het as God, is dit 'n afgod in jou lewe. Die Here sê, nee, ek moet die belangrikste in jou lewe wees. Iemand het een keer gesê, if you were on trial for being a Christian, will there be enough evidence to convict you? So sal ons genoeg getuienis kan inbring om jou te kan convict of being a Christian. As hulle 'n audit sou vat van jou tyd, en jou bankstate, en jou sosiale media accounts, en alles waarmee jy besig is, jou vriende, as hulle 'n audit sou doen van al hierdie dinge, sal daar genoeg bewyse daarin wees dat jy God eerste stel. Matteus 6:19 sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, sal julle hart ook wees. Vra jouself nou hierdie vraag. Waar is jou hart? Is jou hart by God? So is dit dan verkeerd om besighede en aardse belange te hê en na te volg? Natuurlik nie, nee. Natuurlik is daar niks fout daarmee nie. Maar later in dieselfde hoofstuk, Matteus 6:33 sê hierdie bekende vers, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Al wat die Here sê is, maak my net die belangrikste, moenie dat jou besigheid of jou plaas of jou gesin of enigiets anders, maak my net die belangrikste, soek my net eerste, en al hierdie ander dinge sal in plek val. Soek my eerste. Matteus 22:35, en een van hulle het 'n wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet God so lief hê, dit moet sommer seer wees. Dis hoe lief jy vir die Here moet wees. Hy sê, dis die eerste gebod, en die tweede daar, jy mee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, en ek praat nogal baie oor die wet en die profete wat hang in hierdie twee, maar ek het nie vanaand tyd om daaroor te praat nie, maar het jy die Here so lief dat hy eerste in jou lewe kom? Is dit hoe lief jy hom vanaand het? In die nuwe jaar maak Kolossense 3:17 jou missie. Kolossense 3:17 sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Doen alles vir die Here. Vir jou op jou plaaswerk en jou besigheid werk, wat dit is wat jy ook al doen, doen dit vir hom. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Doen dit met daardie passie en daardie excellence, en sê, Here, dankie dat ek hierdie vandag aan u op kan dra en dit vir u kan doen. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ons steun so baie op wat ons dink, ons insig. Doen dit self. Terwyl die woord sê,
Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Hy sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Here, ek wil leef dat alles wat ek doen is vir U. Ek wil U ken in al my weë. Ek het al baie foute in my lewe gemaak. En ek kan vir julle sê, elkeen van daai foute was toe ek die Here nie daarin geken het nie. Ken hom in elke besluit wat jy moet neem. Sê, Here, ek wil U ken in al my weë, want dan sê, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Sal almal tog so graag reg wees. Maar wat sê die woord? Moenie wys wees in jou eie oë nie. Vrees die Here. Jy sien, as ek die Here vrees, dan sal hierdie tweede gedeelte van die versie sal dan sommer outomaties kom. Hy sê, en wyk af van die kwaad. Jy sien, wanneer ek die Here vrees, dan sal ek myself nie besig hou met dinge wat ek weet die Here nie van hou nie. Jy moet die Here so lief hê, dat jy haat wat hy haat. Hy haat sonde. En daarom doen ek dit nie. Daarom wyk ek weg daarvan af. Maak ek foute natuurlik, maar dan gaan ek altyd na die Here toe. 1 Johannes wat hy sê, ek het 'n voorspraak by die Here. As ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om my te vergewe. Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit aan hom te gee. So die Here sê, steun op jou eie insig nie. En dan sê hy, maar as ek wysheid kort kom, kan ek na hom toe gaan. So ek dink as elke dag na die Here toe gaan, sê, Here, hierdie situasie, gee my U wysheid, Here. Gee my U wysheid, hoe hanteer ek dit, hoe doen ek dit? Hierdie besluit wat ek moet neem, Here, gee my wysheid. Die woord sê, hy sal dit vir jou gee. So ek steun nie op my eie insig nie. Ek begin steun op die insig van die Here. Mag dit in 2026 vir jou 'n jaar wees, waar jy die Here eerste stel, en nie op jou eie insig steun nie. Hom sal ken in al jou weë, en hom sal vra vir sy wysheid in jou lewe. Bietjie verder in dieselfde Spreuke 3 vers 9 sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Dis een waarmee party mense sukkel. Sukkel om die Here te eer uit my inkomste. Ek sal liewers by die tambola tafel werk, maar moet my nie vra om te eer uit my inkomste uit nie. Maar wat sê die Here as jy bereid is om hom eerste te eer? Dan sê in vers 10, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. As 'n beginsel van eerste, stel God eerste en eer hom eerste. Ek wil jou vanaand 'n vraag vra. Ken jy vanaand net die historiese Jesus? Met ander woorde, die geskiedenis van Jesus. Dat hy gebore was in Bethlehem en Nasaret groot geword het, wonderwerke gedoen het, aan die kruis gesterf het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe. Ken jy die geskiedenis? My vraag is maar, ken jy hom ook as saligmaker? Sien, baie mense ken die historiese Jesus, die stories van Jesus, maar het nie 'n verhouding met hom nie. My vraag is, ken jy hom as saligmaker? Ken jy hom as God? Ken jy hom as vriend? Ken jy hom as leidsman? Ken jy hom as geneesheer? Ken jy hom as bewaarder? Ken jy hom as die antwoorder van gebed? Kan jy vanaand sê dat Jesus het al soveel keer my gebede geantwoord? Ken jy hom as die voorsiener in jou lewe? Ken jy sy liefde? Weet jy hoe dit voel wanneer hy jou omvou met sy liefde? Ken jy sy guns? Ken jy sy vrede? Ken jy sy krag? Ken jy sy aanraking? Of ken jy vanaand net die historiese Jesus? Het jy 'n verhouding met hom? Weet jy net van hom of ken jy hom? Jy sien, Jesus red nog steeds. Jesus genees nog steeds. Jesus maak nog steeds mense vandag vry. Hy doop nog met sy Heilige Gees. Het jy 'n verhouding met Jesus?
Ken jy net die historiese Jesus of ken jy die Jesus van Openbaring? Openbaring 1 vers 7 wat sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, met ander woorde die wat hom gekruisig het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Nou sê Jesus self, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die Here wat is en wat was en wat sal kom, die Almagtige. Ken jy net die historiese Jesus, of verstaan jy dat jy vanaand te doen het met 'n almagtige God, by wie niks onmoontlik is nie? Sien, dis die God wat ek dien. Nie net die historiese Jesus nie, maar die almagtige wat op pad is, wat sy bruid gaan kom haal. Ons kan sien hoe die woord van die Here in vervulling kom. Ken jy die leeu van Juda, die een wat alleen waardig is om die boek te neem en sy seels te breek? Ken jy hierdie Jesus? Ken jy hom? As jy hom nie so ken soos ek hom nou aan jou beskryf het nie, dan wil ek jou tog vra, wil jy vanaand kies om te sê, Here, ek wil U eerste stel in my lewe nie. Here, hierdie jaar wat voorlê, wil ek kies om eerste vir U te lewe. U te leer ken, Here. Ek wil U op hierdie manier leer ken. I want to know You as Father. I want to know You as my Father, not just the historical Jesus. Ek wil U ken as 'n vriend. Here, ek wil weet wat dit is om lief gered te word deur hierdie God. Ek wil 'n verhouding met U hê. Ek wil U stem leer ken. Ek wil vanaand vir ons hierdie priesterlike seën wat ons in Numeri kry, wil ek vanaand oor jou spreek, en dan gaan ek vir jou ons daai lied speel, maar dit gaan oor Numeri 6:24, sê die Here sal jou seën. En wanneer sê die Here sal jou seën, beteken dit, He will give you His benefits. Maar wat 'n plek om te wees, om te dink ek kan die benefits van die Here hê. En jou behoed. In hierdie land het ons nodig dat die Here ons bewaar. Dat hy ons bewaarder sal wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en hy sal jou genadig wees. Wat beteken dit? Dit beteken, die Here sal jou raak sien. Hier waar jy vanaand sit. Wanneer jy die lied speel, wil jy net sê, Here, wil jy my nie net vanaand raak sien, Here? Dis ek, Here. It's me, Lord. I'm in need of You. Ek het U nodig, Here. Ja, jy langs my U ook nodig, maar hy moet myself uitroep na U toe. Ek het U nodig vanaand, Here. Ek het U nodig. Dan sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal jou raak sien en dan sal hy jou genadig wees. Wat beteken dat hy sy guns oor jou sal laat skyn, dat hy sy guns oor jou sal uitstort. Die Engelse woord daar is gracious to you. Die Here sal jou sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Almal in hierdie wêreld skree altyd vrede, vrede, we want peace on earth, maar hulle sal geen vrede ken nie, totdat Jesus teruggekom het en sy koninkryk ge-establish het nie. Behalwe ons wat die Here in ons harte het, ons wat Jesus aangeneem het, ons sal die vrede reeds ken. Want hy sê, ek gee vir jou my vrede, nie soos die wêreld dit gee nie. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, maak nie saak wat die omstandighede om my nou is nie, wat gebeur om my nie, nee, ten spyte van daardie omstandighede, het ek vrede. En mense kyk na jou en sê, dit gaan woes om jou. How can you be so calm? Daar's net een rede wat ek het, Jesus in my lewe. Hy gee vir my sy vrede. En ek bid vanaand dat die Here vir jou sy vrede sal gee. En as jy net jou oë sal sluit en as jy die lied wil saam sing, sing jy hom saam. As jy jou hande wil opsteek, steek jou hande op. As jy net so wil staan en sê, Here, it's me tonight, Lord. Dis ek wat U nodig het, Here.
En dan bid ek dat hierdie woorde van hierdie priesterlike gebed jou deel sal wees in 2026. Dat jy die 2026 saam met die Here se guns sal ingaan. En hy sy aangesig oor jou sal laat skyn. Kom ons doen dit saam. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die ander, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Vader, ons gee U eer, Here. Vader, ek bid vir elke persoon wat in hierdie plek nou vergader, Here. Vader, dat U hulle sal seën in die jaar 2026. Vader, dat U elkeen vooruit sal gaan en hulle paaie vir hulle sal gelyk maak in die naam van Jesus. En Vader, ek dank U dat U in elkeen van ons sal nader trek, Here. En Vader, ons wil aan U nader trek, Here. Father, we just want to know You as a Father. Ons wil U leer ken, Here. Vader, ons wil U kom aanbid, Here, in gees en in waarheid, soos wat U woord ons leer, Here. Vader, dankie dat ons U nie meer sal ken van hierdie aand af net as 'n God van daar ver nie, Here, maar 'n God van naby. Dankie dat U in elke een in hierdie plek se lewe intens belang stel vanaand.
Miskien het jy nog nooit geweet dat God regtig belangstel in jou nie. Hy sê, ek het jou by die naam geroep, kyk, jy is myne. Ek het jou geformeer in jou moederskoot. Voor die grondlegging van die aarde het ek jou reeds geken. En daarom het ek my seun vir jou gegee en hy in die kruis gesterf vir jou. Ja, vir jou. Toe jy nog in die wêreld was, toe jy nog 'n sondaar was, het ek jou reeds lief gehad. Stel my dan eerste. Ek het so 'n begeerte om gemeenskap met jou te hê. Stel my eerste. Dankie, Vader. Dankie dat U elkeen sal beskerm, elkeen sal bewaar, Here, elkeen sal deurdra, vir elkeen sal voorsien, Here. En Vader, dankie dat ons kan uitroep dat geen wapen wat teen ons gesmee word volgens U woord nie, Here, sal slaag nie in die naam van Jesus. En Here, ek dankie dat in hierdie jaar, dat daar waar daar verhoudings is wat herstel moet word, Here, dat verhoudings herstel sal word in die naam van Jesus, Here. Vader, as daar mense is wat ons sal moet vergewe, Here, laat ons dit sal doen, Here. Vader, laat ons sal klaar maak met die dinge van die wêreld en laat ons vir U sal lewe soos wat U ons geroep het om vir U te lewe. Dankie, Here, dat 2026 'n jaar sal wees vir elkeen van ons wat ons naby aan U sal trek sal wees. As ons sal terugkyk, sal ons sê, hierdie was 'n rooi letter jaar gewees wat ek die Here dieper leer ken het. Dankie daarvoor, Here. Ek eer U. Vader, dankie ook vir die voedsel wat vir ons vanaand voorberei is en dankie, Here, vir U voorsiening daarvan. Dankie, Here, dat ons vanaand dit kan geniet, Here. Dankie dat ons vanaand mekaar se geselskap kan geniet. Vader, ek bid dat U hierdie voedsel in ons liggame sal seën. Ons wil vir U dankie sê. Dankie dat U vir ons voorsien, Here. Dankie vir dit vanaand. Dankie dat ons hierdie aand in U naam kan geniet, Here. Ons loof U daarvoor en ek dankie dat U elkeen nou seën. In Jesus naam. Amen.